ons maak vandag klaar met die reeks woestyne en tuine. En dit was so, hierdie was van die Here afgestuur, hierdie reeks, want ek het in my kop, het ek hierdie naam gekry, maar toe besef ek, Poelie moet instaan vir my verlede week, omdat ons in Johannesburg moes gewees het. Toe besef ek, hy is in die middel, so ek kan nie met 'n reeks eintlik begin nie, maar kom ek hoor wat preek Poelie, dan sal ek inval met wat hy dalk in sy kop het. Hy gee my so vinnige rundown, wat hy voel die Here op sy hart lê, en toe is ek soos, dis presies hoe die Here werk, want Poelie sing woestyne en tuine. As jy verlede week sy preek gehoor het, gaan na YouTube toe, as jy dalk nie vorige 2 weke nie gekry het nie, gaan ons YouTube toe, gaan luister het daarso, ons maak vandag klaar met daardie, maar ons het die belofte, wat ons aan vasthou in hierdie reeks, in Jesaja 43 vers 19, 'n amazing belofte, hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie, ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. So die woestyn is dood, geen lewe nie, maar as daar water inkom, as daar riviere begin vorm, as daar paaie begin vorm, dan vorm daar 'n tuin. Dan het ons lewe. So, eerste week het ek gepraat oor die woestyn en hoe ons onsself gedurig in die woestyn bevind, wat jy moet doen wanneer jy in die woestyn is. Poelie het gepraat oor die halleluja's in die woestyn. En ek gaan drie dinge aanraak. 2 gedagtes wat in die tuine gebeur het. So die eerste ene, die tuin van keuses en ellende. En as die heel eerste tuin, as jy in Genesis oopmaak, is nie agter in die Bybel nie. So Genesis 2 vers 8 tot 10 sê, ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden. En die Here God het allerhande bome van die grond laat opspruit. Begeerlik om te sien en goed om van te eet. Klink soos 'n lekker plek. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis en goed en kwaad. Van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak. So as ek dink, nou is daar bome, en baie vinnig, as daar nie 'n rivier gevloei het nie, en dis presies wat die belofte sê, ek sal 'n pad maak in die woestyn, riviere in die wildernis. As daar nie 'n rivier gevloei het nie, sou dit binnekort weer 'n woestyn gewees het. Dan sien ons in vers 15 tot 17, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en dit te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hierso sien ons 'n voorwaarde in die tuin. Dis 'n amazing tuin, hy het al hierdie dinge waarvan jy baie kan hê, maar God sê, net hierdie een ding, moenie dit doen. En ons ken die storie, wat gebeur het. Nou as ek hierdie storie gaan lees, ek het hom al 'n paar keer gelees, en ons het hom al Sondagskool gehoor, en al die dinge. Adam kry hierdie heel eerste. En tot vandag toe kry ons manne onsself gereeld in die moeilikheid. Want ons word iets vertel.
Jy mag van alles eet, maar jy mag net van die middel een eet nie. En dan as die vrou bykom, dan vra die vrou, wat het hy gesê? Sê nee, hy het gesê, ek wil van alles eet. Ek dink dis wat Adam gesê het. So, sy volmaakte plan is dat ek en jy in 'n volmaakte, 'n perfekte verhouding met hom moet staan. In daardie tuin, dis hoe hy ons geskep het. Dat ons in hierdie tuin, maar hy sê net een voorwaarde. En daardie voorwaarde, as jy dit nie doen nie, dan sal jy sekerlik sterwe. Hulle kon genoeg geëet het, hulle kon genoeg gehad het, maar trots kom by ons in. En trots is so gereeld, ons is nie tevrede met dit wat God vir jou gee nie. En dan kry trots in, maar hoekom het hy nou so gesê, en hoekom doen hy dit, en hoekom beloof hy dit en nie dit nie, en hoekom het God nie vir my hierdie gegee nie, en maar hy het vir my dit gegee, en hoekom moet al die siekte oor my kom, en alles is net hoekoms. En dan probeer ons, dan kry trots in, want ek wil myself en my eie ideale najaag, dan kry trots in, en ons raak so puffed up, want ons is nou trots, en ons is nou main mans, en main womans, en toe kom die grootste val, as gevolg van trots, want ons wil soos God wees, nie God nie, ons kon net soos God wees, ons het dink, ons kan dit uitfigure. Genesis 3 vers 6 sê die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was, die boom was lus vir die oor, dat hy 'n lus was vir die oor, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. So dat 'n begeerlikheid in ons gekom, om soos God te wees. God se plan, en hierdie boom was goed. Ek sê dit hierso, die boom was goed. God se plan oor ons lewe is altyd goed. Maar dan kom ons eie begeertes, ek sê dit in die woord, jy kan daar sien, 'n boom wat 'n mens kan begeer. Ek en jy begeer baie dinge. Maar die begeerlike, ons eie begeertes, kom teen God se woord. Die gevolge van ons keuses en ons slim verstand, wat ons dink ons maak ons slim, maak toe vir Adam en vir Eva skaam, dit verwyder hulle van God af, en op die ou einde sit hulle uit die tuin uit. En die loon van die sonde, en dit is presies wat hy gesê het, as jy van hierdie boom eet, sal jy sterwe. En as jy vandag kyk na die woord, die loon van die sonde bly altyd die dood. Daar is nie 'n way om dit nie. As jy aanhou sonde en aanhou verkeerd doen en aanhou jou eie begeertes najaag, gaan jy op 'n ramp afstuur. En jy sal sekerlik sterwe. Genesis 3 vers 23 en 24 sê, toe stuur die Here God hom weg uit die tuin. Hy het die mens uit die tuin van Eden gedryf om die toegang tot die boom van die lewe te bewaar. Want hy sien toe hierdie begeertes wat hy het tot hierdie boom, wat hom kennis gee, gaan hom net laat sterwe. En hy verwyder hulle daar om dit te bewaar. Eden verander 'n paradys na 'n plek van ellende. Van 'n paradys tot 'n plek van ellende. Die tuin van Eden wys hoe selfsugtigheid en sonde selfs die mooiste plekke in ons lewe kan verwoes. Die tweede tuin, en nou kyk ons kyk nie na Jesus in hierdie tuin, ons gaan nou na Jesus ook in die tuin kyk, asseblief ons wys altyd na Jesus toe. Maar die eerste plek in daardie tuin, toe Jesus in die tuin van Getsemane
kyk ons na hoe die duiwel, even daarso, die disippels laat struikel en laat twyfel. Matteus 26, vers 36 tot 38. Toe gaan Jesus saam met hulle na 'n plek van wat Getsemane genoem word. En hy het bedroef en beangs begin word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Sy lyding het al in die tuin begin. Want hy besef toe, van die begin af, toe hulle in die tuin gesondig het, kom hy in hierdie tuin en hy voel daardie sonde, daardie selfsug van die mens, voel hy in daardie tuin. En sy eie disippels struikel ook. Hulle eie begeertes, hulle eie dinge. En ons lees, hulle raak in die slaap. Matteus 26 vers 40. In Jesus se donkerste uur raak hulle aan die slaap. En dit sê, hy kom toe terug by sy disippels en kry hulle aan die slaap. Hy sê vir Petrus, so kon julle nie eers 1 uur saam met my wakker bly nie. Want hulle is in hulle eie begeertes. Ons is moeg, ons worry nie oor sy las wat hy nou dra nie, ons worry nie oor wat hy doen nie, ek is nou moeg en ek gaan nou slaap. Al het hy vir ons gesê, al wat hy hulle gevra het, is bly net saam met wakker. In hierdie moeilike tyd, wat hy sê vir hulle daar in die begin, my siel is diep bedroef, ek kort dat julle nou saam met my staan. En dan kom weer dan probeer ons gou regstel. Altyd as ons ietsie verkeerd doen, dan probeer ons dit vleeslik regstel. Of ietsie verbytrap, ons doen die verkeerde ding, dan probeer ons dit vleeslik regstel. En Petrus probeer dit vleeslik regstel. Net soos wat Adam en Eva dit vleeslik probeer regstel het, deur hulle self te bedek met vyeblare, kom Petrus en sê, Here, ek weet ek het nou in die slaap geraak, maar laat ek gou hierdie ou se oor afkap. Hy wou eintlik sy kop af, ek het dit op Paasfees gesê, hy wou eintlik sy kop afkap, toe koesie ou, Matrix style. En toe kap hy sy oor af. So Petrus weer daai vleeslike manier van hom kom uit. Kom ek maak gou en ek wys net vir Jesus hoe amazing ek is. Ek het eintlik bedoel om aan die slaap te raak. En weer kom hy vleeslik en hy probeer vleeslik 'n plan maak. En dan sien ons Jesus se oorgawe. So in daardie selfde tuin waar daar ellende kon gewees het en ons sien al hierdie dood wat gaan kom. Jesus ons weet wat gebeur het na die tuin, ons gekruisig. So daar's ellende wat in hierdie tuin gebeur, net soos wat dit in die tuin van Eden gebeur het. Maar Jesus kom stel reg dit wat al in die tuin van Eden gebeur het, kom stel hy in die tuin van Getsemane reg en hy bid tot die Vader in Matteus 26 vers 39. Hy sê nogtans nie my wil nie, maar soos u wil. Jesus jaag nie die vlees na nie. Want hy sê, Here, as dit kan, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, u wil. As ek en jy net God se wil kan najaag oor ons lewe, dan sal ons perfek in 'n paradys kan loop vir die res van ons lewe. Dis moeilik om God se wil na te jaag. Maar as jy net heeltyd, Here, nie my wil nie, u wil. Wys my wat is u wil, wat is dit wat u vir my wil hê, dan sal jy jou geestelike tuin sien floreer. Oorwinning kom deur oorgawe, nie deur ons eie vleeslike desires. Getsemane was Jesus se ja vir die kruis in daardie tuin. En waar Eden ons val was Getsemane my en jou verlossing. Ons tuin vandag kry ons onsself gereeld in tuinoomblikke. Soos wat Adam en Eva, of soos wat Jesus of die disippels in 'n tuin opgedaag het. Wil jy dit geestelik saam met my sien? Ons elkeen het hierdie tuinoomblikke. Ons kry keuses tussen ons eie wil en God se wil. Ellende kom selfs in die plekke wat mooi begin het.
soos ons huwelike, verhoudings, roepings, kerk. Hierdie is supposed om 'n plek van flourish te wees. Maar hierso het al baie mense baie seer gekry. Wie het al seer gekry in die kerk? Ek het gedog daar sal meer hande wees. Wie het al seer gekry in die kerk? Okay. Die kerk is perfek. Ons is nie veronderstel om seer te kry in die kerk nie. Maar die oomblik toe ek, en ek gaan net sê ek, toe ek Beyond Ice hier instap, toe is ek nie meer perfek nie. So hier binne gaan jy seer kry. Maar God sal altyd herstel, as jy na Jesus toe gaan, nie na hierdie mense kyk nie, want hierdie mense gaan jou val. En ek wys nie net vir julle hierdie mense. In Getsemane leer ons oorwinning kom deur oorgawe, nie deur ons eie beheer nie. Ons tuin kan plekke van goddelike oorwinning kom, as ons kies om te sê, nie my wil nie, maar u wil. En dan sluit ek af met hierdie skrifvers, want ons het begin met die eerste Adam, wat die sonde begin het, en ons val nog steeds onder die eerste Adam. Maar die tweede Adam kom en hy herstel dit wat Jesus Christus is. En hy sê, omdat een persoon van God ongehoorsaam was, omdat een persoon van God, by God trots geword het, omdat een persoon selfsugtig geword het, Adam, in die tuin van Eden, het baie mense sondaars geword. As gevolg van een persoon is ons almal sondaars. Net so sal baie deur die gehoorsaamheid van hierdie een ander mense tot regverdigheid verklaar word. As gevolg van Jesus Christus verklaar hy ons almal regverdig. As jy Jesus aanneem en jy sy wil najag. So dis nie 'n hypergrace preek vandag nie, maar daar's genade vir jou as jy trots laat inkom het, as jy selfsug laat inkom het, as jou tuin dalk gelyk het soos die tuin van Eden. Daar's 'n verlosser vir jou wat jou sal uitred gee. En daardie tuin van Eden mag dalk nie sleg wees nie, maar dit kan dalk siekte wees. Dit kan dalk egskeiding wees. Dit kan dalk probleme in jou ma en jou pa se verhouding wees met jou, wat die Here wil kom herstel vanoggend. Daardie is dalk 'n tuin van Eden vir jou. Maar daar's 'n Getsemane, waar Jesus gekom het en hy het gesê, ek wil dit regstel. Ek wil dit uitlig. Ek wil jou uitlig en jou redding gee. En ek wil jou laat regverdig verklaar. Ek gaan vra dat jy jou oë sal sluit. Die tuin van Eden herinner ons aan die nood vir redding. Getsemane wys ons die pad na oorwinning. En Jesus herstel wat in Eden gebeur het. Sodat ons in oorwinning kan stap. In 'n tuin het die sondeval begin. En vandag wil ek 'n kans gee dat jy in 'n ander tuin die verlossing mag kry. Met respek vir almal anderste om jou, wil ek vir elke een moet sy oë toemaak. Waar is jy vandag? Eden of Getsemane? En waarheen gaan jy vlug? Of gaan jy oorgee? Die amazing ding is, jy kan vlug. God sal jou nooit los nie. Al wat hy wil hê is jy net terugdraai na hom toe. Ek vra dat Bianca net hier so saam met ons kom speel. Ek wil jou geleentheid gee. Weet nie hoe jou Getsemane lyk, of jou Eden dalk lyk
dalk is jy in Getsemane, het jy verlossing al reeds gekry. Daardie verlossing is nie net sonde bring die dood. Kom ons begin eers daar. Maar dit mag dalk wees, as ek as 'n volger van Jesus Christus, pastoor, ek probeer met alles in my sy wil najaag. Dalk is jou tuin van Eden, dat jy in siekte vasgevang is. Dalk is jou tuin van Eden, dat jy hartseer is. Dalk is jou tuin van Eden, dat jy weet nie wat om te doen vir jou toekomsplanne. Dalk is jou tuin van Eden, pastoor, ek sukkel om los te kom van een of ander afhanklikheid. Ek volg Jesus, maar ek sukkel. En as jy gebed nodig het, pastoor, ek is lank genoeg vasgekeer in die tuin van Eden, waar daar net ellende is, verkeerde besluite. Dit voel of die Here my uitgegooi het. Maar daar het Jesus gekom, wat gesterf het vir jou tuin van Eden. Daar het Jesus gekom, wat vir jou redding gebring het. Gesterf het, opgestaan het en opgevaar het. Ek gaan vra dat jy net daar in die bank op jou voete sal staan, as jy jouself in 'n tuin van Eden bevind. Dat almal hulle oë sal toon. Gaan net nog so 10 sekondes gee. Dan gaan ek vra dat daar's 'n paar gelowiges wat dalk in die tuin van Getsemane homself nog steeds bevind. Kyk net om jou, sit net jou hand, ek wil hê 'n paar mense moet saam met hierdie mense staan, nie net een persoon nie. Draai om, daar's iemand dalk agter jou of voor jou, jy net jou hand op iemand sal sit. Elke persoon 'n hand op sal hê. Mense hier in die middel wat nog nie by het nie, daar agter is nog iemand, ja, julle is daar so. Okay. Ek wil vra dat jy sal bid vir daardie persoon nou. Here, U ken elke hart. U ken elke tuin. Here, ons bid, Here, dat U die tuinier sal deurstap deur hierdie tuine. Dat U sal kom restoreer, dat U sal kom gesond maak, dat U sal aanraak, dat U sal uitlig. Here, ons kom teen enige selfsugtigheid. Ons kom teen enige trots. Ons kom teen enige vleeslike gedagtes, vleeslike begeertes.
sal uitlig, sal aanraak. Ons bid dat die krag van Jesus sal begin werk, dat U sal wegsnoei wat moet weggesnoei word. Dalk toegelaat dat hierdie tuin van ons net ryk groei met klomp dinge in ons lewens. Ons bid Here dat U sal kom snoei en wegvat wat nie daar hoort nie. Maak ons skoon. Ons bid vir uitkoms. Ons bid vir oorwinning. Ons bid vir verlossing. Dat U sal kom en dat U sal uitlig. In die naam van Jesus. Blaas U asem in hierdie tuin. Kom wandel in hierdie tuin saam met ons. Here, sodat U weer sal restoreer, dat ons weer die nabyheid van Jesus in hierdie tuin sal ervaar. Dat ons weer 'n egte verhouding met Jesus sal staan. Dankie vir die krag en die heerlikheid wat in hierdie plek is wanneer ons saam bid. Wanneer ons vir ander bid, vir uitkoms. En U sê daar waar 2 of meer oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. Here, en U sien ons gelowiges wat saamstem, saam bid, saam vertrou. Dankie Jesus vir die krag in hierdie plek. In die naam bo alle name. Amen en amen. Ontvang Psalm 91. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vandag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10,000 aan jou regterhand, by jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaan en jou bevel gee, met 'n bewaar op al jou weë, sodat jou voet teen geen klip slap nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen.